Goeiemôre. Mag die plek waar jy nou is, hoe gewoon of alledaags vir jou, dis dalk jou sitkamer of jou kombuis of jou slaapkamer, maar mag dit weer vanoggend ook weer ontmoetingsplek wees tussen Skepper en skepping. Tussen dit wat ons sien as heilig en dit wat ons sien as gewoon, tussen God en die mens. Genade en vrede, ook vir elkeen van ons. Amen. Ons maak ons Bybels oop vanoggend op die heel eerste bladsy van die Bybel. Ons lees vanoggend saam Genesis 1. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Hoe ironies is dit nie? Dis lang naweek. Vrydag was 'n vakansiedag, werkersdag. In die verlede is hierdie dag maar gevier om dankie te sê vir werkers wat so hard werk, en was dit so half 'n beloningkie gewees vir baie van ons wat dalk net so bietjie rus wou gehad het. Maar 2020 lyk anders. Daar's baie van ons wat baie graag wil werk en dalk nie kan wag om binnekort weer iewers te gaan inval en jou dag se loon te gaan verdien nie. Kom ons gesels vanoggend oor werk. Ons is nou in die post-opstandingsverhale van Jesus mee besig, en dan is ons ook besig met die hele gedagte van hoe sou God wou gehad het sy koninkryk dan, 'n nuwe prentjie of 'n nuwe idees wat hier en nou moet gebeur lyk. So ons praat vanoggend, hoe lyk werk deur die bril van God? Wat was die aanvanklike intensie, en dis hoekom ons Genesis 1 gelees het, agter die hele idee van werk? Kom ons begin vanoggend op 'n plek waar ons kan sê dat ons weet dat ons min of meer 'n derde van ons lewe spandeer by die werk. 'n Vriend van my het altyd sy vrou so 'n bietjie gespot, en hy het vir haar gesê, onthou, ek gaan werk, jy gaan net werk toe. Maar daar's nogal 'n bietjie 'n verskil. Party van ons kan oor werk praat en daaroor dink om te sê, dis die plek waarheen ek gaan. Party van ons sal ons werk sien as dit is wat jy besig is om te doen, en ander van ons sal sê, nee, dit is die produk nadat ek klaar is met iets. Maar hoe ook al, ons weet dat werk vir ons baie keer spanning bring vir ons angstigheid,
Dit bring moontlik vir ons depressie. En wanneer ons baie keer bymekaar kom en ons sit in 'n kring, dan kla ons oor ons werke. Ons kla oor ons baas of oor die ure wat ek werk. Ons kla oor dat daar onredelikheid by die werk is, omdat die werk so 'n groot deel van ons lewe uitmaak. Lee Branham het 'n boek geskryf, The 7 Hidden Reasons Employees Leave. En daar skryf sy dat net 12% van mense hulle werk bedank en na ander werk toe gaan oor salaris en oor betaling. Met ander woorde, al die ander 88% verlaat hulle werke om een of ander rede. Omdat ons voel dat ons nie altyd gelukkig is by die werk wat ons doen nie. Ons voel baie keer half oorgelewer aan die plek waar ek nou ook my brood en botter moet verdien. 'n Ander navorsing wat Gallup gedoen het, saam met the Conference Board, het hulle agtergekom dat net 22%, kom ons sê vanoggend 1 uit 5 van ons, werklik 100% gelukkig is in die werk wat ons doen. 1 uit 5. En dan is daar so 'n middelgroep, kom ons sê die ander 5, hulle het gesê die ander 52% is so half hier tussen, en dan is hulle gelukkig en dan is hulle ongelukkig en dan wil hulle gaan en dan wil hulle bly, en hulle doen eintlik maar net genoeg om hulle werk te bou, om nie in die moeilikheid te kom nie. En dan die laaste 26%, 'n kwart, 1 uit 4 van alle mense is, terwyl hulle besig is om te werk op die plek waar hulle is, besig om uit te kyk vir iets anders. Hulle wil eintlik nie daar wees nie. Hulle is besig om te exit. Nou is belangrik, so 'n paar maande terug het 'n paar van ons gaan kuier in Pretoria met 'n maatskappy te doen gehad, wat gesê het dat indien jy in die eerste maand wat jy vir hulle werk, sou bedank, sou hulle vir jou 2 maande se salaris gee. Juist met die gedagte van ons gaan jou liewers betaal om te loop, is wat jy hier gaan sit en nie eintlik jou kant wil bring nie. So voel baie van ons oor werk. Ons kla baie keer daaroor. Werk, werk, werk. Ek dink almal van ons ken daai Sondagmiddag blues. Of jy moes terug gaan koshuis toe of skool toe of moet werk toe, daar's net hierdie ding op 'n maandagoggend vroeg. Die hele week lê nog voor. En dan die opwinding, hier donderdag, Vrydag, die week is darm amper verby. So asof ons lewe begin indeel het in hierdie 2 dele van week na week. Werk hard, speel hard, sê ons baie keer. Het ook baie keer gesê, hier is my werkslewe en hier is my geloofslewe. En daarom sien ons dan werk as hierdie ding wat ek eintlik nou maar net moet doen, tot ek verlof kan kry. Of tot ek op pensioen kan gaan. Ek moet net oorleef. Ek moet brood en botter kan koop, ek moet kan aangaan, en daarom doen ek dit nou maar net. En daarom het baie van ons half hierdie half nostalgiese drome ook partykeer, dat as ek die lotto wen, of die dag as ek aftree, daai dag as ek op pensioen gaan, dan gaan ek in my baas se kantoor instap, en ek gaan vir hom vertel wat dink ek nog altyd van hom. Hierdie hele idee, dat ek eintlik moet loskom van hierdie ding van werk. Dan is werk iets buite jou. Dit is dan iets wat ek moet doen, is iets wat ek dan gekies het, en as ek dan ongelukkig of ontevrede is in my werk, dan het ek bloot net verkeerd gekies. Dan hoop ek net ek kry 'n ander baas of 'n ander werk of 'n ander geleentheid of 'n omstandighede wat net ander ure het of hoe ook al. Met ander woorde, ek moet net reg kies. Dink vir 'n oomblik, ek dink ek was dit in standaard 7, toe ons aanlegtoetse en belangstellingstoetse geskryf het by die skool, dan moet jy sulke kruisies maak hier en daar. Hou jy daarvan om buite te speel, of hou jy daarvan om met diere te werk, of hou jy daarvan om met jou hande goedjies te bou, en dan vul jy klomp sulke kruisies in, en dan na 3 weke, dan kom jy oom skool toe, en dan sê hy vir jou, jy kan enigiets word. So asof jy nie gedink het jy kon nie. En dan moet jy op 15 keuses maak oor watter vakke jy gaan neem en watter jy nie gaan neem nie. Met ander woorde, jy moet kies op ouderdom van 14 of 15 oor wat jy die res van jou lewe gaan doen. En dan net 2 jaar daarna, dan moet jy eerste en 'n tweede en 'n derde keuse hê. Dan moet jy studierigtings kies. Jy moet 'n eerste keuse hê, 'n tweede keuse. Ek onthou in my geval was geologie 1 en teologie 2. En 3 maande daarna toe skuif die 2, maar dink net aan hierdie 2 verskillende wêrelde waarin ek kon ingestap het.
Dit terwyl jy 14 of 15 of 17 jaar oud is. Jy moet net reg kies en dan sal jy gelukkig wees in jou werk. En dit terwyl navorsing vir ons sê dat die meeste van ons, eintlik almal van ons se breine eers op 25 ten volle ontwikkel het. Met ander woorde, as jy getroud is voor jy 25 was, jy het 'n verskoning. Tog is daar ook 'n ander kant. Terwyl baie van ons dan werk sien as hierdie straf, hierdie ding waarna ek uitgelewer is, wat ek net reg moet kies, dit moet my gelukkig maak van buite af, is daar tog ironies die teendeel. En dit is dat ons nie sonder werk kan nie. En dit het ons nou juis beleef in die laaste 5 weke van afgrendel en isolasie. Dat baie van ons net gevoel het, maar wat moet ek met my lewe doen? Party van ons het baie hard gewerk, maar party van ons het regtig ledig gevoel. Ek onthou op 'n stadium het ek gaan besoek aflê by iemand wat baie hoogs gekwalifiseerd was en dan die CEO was van sy maatskappy en hy het in die hospitaal gelê vir 3-4 weke. Na operasie moes hy herstel het en dan het sy vrou na hom toe gekom en vir hom gesê, weet jy, word jy net gesond? Ja, die waterpyp het gister gebars, maar Ben van oor straat het gou gekom en hy het kom help, jy weet, so, ons kom reg sonder jou. En dan kom sy kollega van die werk af en sê vir hom, ja, ons het hierdie uitdagingkie gehad by die werk, maar weet jy wat, kom jy net deur hierdie ding, kom maar die hospitaal, ons kom reg sonder jou. En hoe hierdie persoon wat op sy siekbed lê, dit aan my verwoord het, toe hy net half nutteloos voel. Niemand het hom nodig nie. Die ouens kom reg sonder hom, sy vrou by die huis, sy kollegas by die werk, want tog skep werk vir my en vir jou betekenis. Dit gee vir ons 'n mate van 'n posisie hoe ek myself kan definieer. Reg of verkeerd, dis wat ons doen. Dis hoekom baie mense dit so moeilik vind om op pensioen te gaan of om af te tree. Jy droom jou hele lewe lank daaroor en dan is dit so moeilik. Iemand sal sê, aftrede is nie vir sissies nie. Rian Kruiwagen laat dit dalk goed lyk op TV, maar vir die meeste van ons is dit moeilik, want jy het 'n werk gehad, jy het 'n kantoor gehad, jy het 'n koffiebeker gehad, jy het 'n stoel gehad, jy het 'n parkeerarea gehad, met jou naam op die deur, en nou moet jy gaan aftree. En dan gaan tree jy partykeer af op 'n plekkie waar niemand jou ken nie. Jy het nie meer 'n titel nie, niemand weet wie jy is nie. Daarom is werk aan die een kant, party van ons is straf, en aan die ander kant, hierdie ding wat ons nie sonder kan nie, dat dit my tog definieer. En vanoggend wil ek sê dat, ek dink die Here gun dit vir ons, dat ons moet kan kos verdien, geld kan verdien. Ek meen, in hierdie tyd het ons juis agtergekom, dis baie moeilik om gelukkig te wees sonder geld. Daar's baie mense wat nou krepeer, omdat hulle nie werk het nie, en daarom nie geld nie, en daarom nie brood op die tafel nie. So geld is deel van geluk. Is nie genoeg vir geluk nie, maar is deel daarvan. En aan die ander kant is werk dan ook vir ons hierdie ding van ek het dit nodig, dit definieer my. Dit sê vir my wie ek is, dit gee vir my 'n stuk van betekenis, dat ek waarde het op die plek waar ek leef. Maar vanoggend wil ek dan ook die koninkryksprentjie neersit. En dis waarom ons dan Genesis 1 gelees het, om te sê dat ons lees in Genesis 1 iets raak, wat eintlik 'n belydenis is, in die eerste plek oor wie God is. Ons het baie gepraat oor Genesis, in besonder Genesis 1 tot 11, wat ons dan noem mitologie of mythos, wat eintlik 'n belydenis is oor wie God is, wie die mens is, en hoe ons onsself en die wêreld moet verstaan. Dis omtrent 500-600 jaar voor Christus. 'n Klomp ballinge sit ver weg van hulle land af, en hulle probeer vir die eerste keer die verhale wat hulle vir mekaar vertel het oor die skepping neerskryf. En so kry Genesis 1 sy ontstaan. Ek het die gedeelte gelees in die 83 vertaling, maar kom ons luister ook nou en lees saam met my hoe die Message vertaling het op 'n baie unieke manier net ook vir ons skets. First this, God created the heavens and earth. All you see, all you don't see. Earth was a soup of nothingness, a bottomless emptiness, and inky blackness.
God's Spirit brooded like a bird above the watery abyss. And God spoke, light, and light appeared. Hierdie woorde wat uit 'n gelowige uitkom, dat God skep. Dat God die skepper is van alles wat nog ooit bestaan het. Geen mens of enige iemand anders kan ooit daarop aanspraak maak dat hy die skepper is, die bron, die oorsaak van alles nie. God is. Hy skep uit ons sê in Latyn ex nihilo. Uit nothing, uit niks skep God. Dis wat Genesis 1 probeer sê, net hierdie eerste 3 verse. Maar dan het God nie ophou skep nie. Hy is nie net die een wat geskep het nie, hy is die een wat heeltyd skep. Ons sien dit in seisoene, ons sien dit in God se beweging op hierdie aarde, toe hy deur priesters en deur konings, deur profete, deur mense, deur gedigte, deur musiek, deur tekste met mense wou besig wees, en dan in Jesus. Kom skep hy. So hy is die een wat geskep het, maar wat voortdurend skep. En dan hierdie wonderlike nuus, dan word ek en jy al as mens, in Genesis 1 al, uitgenooi om saam met God te skep. Kom ons lees Genesis 1 klaar. God spoke, let us make human beings in our image. Make them reflecting our nature so they can be responsible for the fish in the sea, the birds in the air, the cattle, and yes, earth itself. And every animal that moves on the face of earth. God created human beings. He created them godlike, reflecting God's nature. He created them male and female. God blessed them. Prosper, reproduce, fill earth, take charge, be responsible for every living thing that moves on the face of earth. Dit is die mens, is ek en jy. Jy kan Psalm 8 ook gaan lees as ons nou klaar is. Dat God ons gemaak het, sê Psalm 8, bietjie minder as 'n hemelse wese. En wie is die mens dan dat U aan my dink? En dat ek al hierdie kapasiteit in my dra om op hierdie aarde te kom werk. So ons dink baie keer werk het ontstaan in Genesis 3. Ja, in die sweet van my aangesig moet ek my brood verdien. Nee, werk het al bestaan in Genesis 1. Toe God die mens maak, toe maak hy werk. En hy sê, saam met my moet jy skep, moet jy tem, moet jy beheer, moet jy organiseer, moet jy bou. Dit is wat ek en jy moet doen. Dit is ons werk. Dit is jou lewensdoel. Kan ek en jy dan anders kyk na werk? Kan jy werk sien dalk, al is jou werk wat? Nie as 'n straf nie, maar as 'n seën. Iemand sê in die week vir my nou dat ons preek en gesels oor die koninkryk van God. Hy sê, dit voel so asof ons praat oor 'n upgrade. Presies wat dit is. Jou wêreld lyk nog dieselfde, maar daar's 'n opgradering wat die sagte ware betref. So jou opgradering, die koninkryk van God lê nie in 'n ander dorp, of in 'n ander werk, of in 'n ander vrou, of in iets anders nie. Maar om anders te kyk na dit wat jy nog steeds het. Dis 'n opgradering. Moeder Teresa het hierdie baie mooi aanhaling gemaak. Lees saam met my. There is always the danger that we may just do the work for the sake of the work. This is where the respect and the love and the devotion come in, that we do it to God, to Christ. And that's why we try to do it as beautifully as possible. Met ander woorde, daar's 'n intensie, daar's 'n nuwe manier. Dis God se bril wat jy dan opsit en jy kyk na jou werk. Ek dink daai Kolossense teks sê dit so mooi. In die begin het God, nee, dis verkeerde teks, dat jy regteen kry. Wees in alles gehoorsaam
aan julle eienaars hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle raak gesien te word en so in mense se guns te kom nie, maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Matthew Fox het 'n boek geskryf, Creativity, en daar sê hy dat creativity is when the divine and the human meet. Met ander woorde, doen alles wat jy doen, wat se werk jy ook al het, en doen dit van harte, asof jy dit vir God doen, en nie vir mense nie. Ons almal ken daai baie bekende uitdrukking van Steve Jobs. Hy het gesê, the only way to do great work is to love what you do. Weereens, dink ons baie keer, dis die gedagte van ek moet net reg kies, en ek moet 'n surfer word, of ek moet 'n model word, of een of ander celebrity, dan gaan die lewe vir my reg uitwerk. Hoor gemooi, ek dink nie hy het gesê, kies 'n werk waarvan jy hou nie, maar dalk sou hy sê, hê lief dit wat jy doen, ongeag wat dit is. Jy moet lief wees vir dit wat jy doen. En party van ons het die leksheid om dalk te kies, maar baie mense het nie die leksheid nie. Party mense word op hierdie aarde gebore en hy het geen keuse oor wat sy beroep sal wees nie. Hy moet maar inval by wat almal in die dorpie doen. En dis in so 'n konteks waar die Kolossense brief dan sê, moet nou nie werk om deur mense raak gesien te word, of jy daarvan hou nie, maar werk van harte, asof jy hierdie stukkie werk wat jy doen, asof jy dit vir die Here doen. So ek dink dis die opgradering, om kreatief te leef en te vind in die kreatiewe manier hoe jy werk en leef, is dit die plek waar mens en God ontmoet. Baie van ons het al hierdie prentjie gesien, Ichthus. Dis die Jesus vissteentjie wat ons baie keer gekry het en wat ouens ook op die agterkant van hulle karre plak. So as jy ooit iemand met so 'n prentjie voor jou sien inry of vir jou op jou skree of vir jou vingers wys, as 'n Christen wat dit doen. Want ons sit hierdie prentjies op iets te gaan wys, dis hoe vroeg Christen hulle self uitgebeeld het. Ons almal ken ook die belangrike uitdrukking ora et labora, bid en werk. Nou daai Ichthus, daai prentjie wat soos 'n vis lyk, sê eintlik dat daar 'n boonste riehalm en 'n onderste riehalm van lewe is. En dis hoe hulle daaroor gedink het. In die Ou Testament verseker, God is bo in die hemel op die berge en die mense is hier onder en doodryk is nog onder die aarde ook. Maar dat die lewe gebeur waar die lyne kruis. En dis eintlik 'n groot stuk betekenis agter hierdie simboliek van die Ichthus. Dat die lewe gebeur waar werk vind, waar God en mens mekaar vind. God skep, en dan wil hy hê, ek en jy moet saam met hom skep. Ek wil vinnig afsluit vanoggend met 3 praktiese dinge. Hoe lyk dit dan vir my en vir jou? Die eerste ene wil ek dan bloot noem, kom ons werk vir die wêreld. Ek dink dit is goed. Om te kan sê dat die werk wat ek op hierdie aarde doen, moet ten minste vir iemand tot nut wees. Iemand moet baat by die werk wat ek doen. So hoe onbenullig jou werk ook al lyk, en dit klink dalk nou net lekker filantropies en humanisties, maar iemand moet baat daarbey. So gaan kyk met daardie oë na jou werk. Ek onthou toe ons op 'n stadium nog as studente hospitaalwerk gedoen het en vir 2 weke lank in HF vervoer, is nou Johannesburg of Pretoria Akademies, saam met Dominee Japie Kutse gewerk het hy op 'n stadium na 'n skoonmaker toe gegaan in ongevalle in ER. Daar was hy besig om 'n groot plas bloed op te droog en skoon te maak. Haar aan die skouer gevat het en vir haar gesê het, baie dankie. Jy is besig om lewens te red. So in haar oë kon dit wees dat dit net nog 'n dag was. Nog 'n dag wat sy vanuit haar plakkers het moes kom om bloed te kom skoonmaak op 'n hospitaalvloer. Maar hy het vir haar 'n ander bril gegee, God se bril, om te kan sê, jy is besig om lewens te red. As jy nie hierdie vloer skoonmaak nie, kan die volgende pasiënt nie hier inkom nie. So ek en jy moet werk, om ooit te kan weet, dit bring 'n verskil in die wêreld, in die konteks waar ek en jy leef.
Maar dan is werk ook ten doel om iets positief te bring na die ons toe. So hoe jy ons ook al lyk. Dalk verdien jy 'n salaris en jy kan daarmee 'n ons, 'n gesin of 'n familie versorg. Jy kan brood op die tafel sit. En ek dink dis ook hoekom God werk gegee het. Maar ons ook besef dat dit wat ek doen by die werk ook in verhouding met ander mense is. So daar waar ek dalk in 'n kantoor instap of waar ek deesdae dalk 'n Zoom meeting hou of met iemand Skype of hoe ook al, ek sit op 'n stadium daai telefoon neer of ek druk die stopknoppie of hoe ook al. Wat los ek agter? Wat het gebeur in verhouding hier waar ek nou werk, want ek werk altyd in verhouding. Maar dan moet ons ook verstaan dat werk, en ek dink dis die mooiste en die belangrikste van die oggend, dat ek werk vir God. Ek sit met hierdie goddelike vermoë in my om te kan skep. Dis my lewensdoel. Dis hoekom ek hier is. Dis die lewensroeping. En ons dink baie keer dat net sekere mense hierdie vermoë het om te kan skep. Ons dink baie keer in so 'n piramide, nee, daar's hierdie 2 of 3 ouens aan die bokant, hulle ontwerp die mooi selfone, hulle is die ontwerpers, hulle is die ouens wat die designers is, hulle is die ouens wat die musiek skryf, hulle is die ouens wat, en as ons hier in die onderkant en ons moet maar net reaktief leef. Nee. Elkeen van ons is 'n kunstenaar in sy wese. So die God ons gemaak het. Gaan vra vir klein kindertjies wie van hulle is kunstenaars of wie van hulle teken. Dan wil almal teken. Almal glo nog in hulle self as skepers. Daar's dalk 'n oupa of 'n ouma wat op 70 of 80 graag kunswerke van hulle kleinkinders wil hê. En is wonderlik en is kosbaar. Jy sit dalk daar en jy sien hoe jou 5-jarige kleinkind of agterkleinkind vir jou die baie mooi prentjie geteken het. Maar hoekom teken ons oupas en oumas nie meer prentjies vir ons kleinkinders nie? Hoe wonderlik sal dit wees as iemand op 80 ook 'n prentjie uit hom of haar Bybel laat val en daai prentjie optel en kan sien dis 'n prentjie wat sy of haar oupa 75 jaar terug vir hom of haar geteken het. Ons almal kan skep. En jy het dit dalk nou uit nood uit leer ken. Jy moes dalk nou in hierdie tyd van afgrendel weer 'n broodjie bak of jy tyd gehad daarvoor of jy moes uit nood uit weer bier brou by die huis of hoe ook al. Jy kan nie skep met woorde, met idees om vir iemand raad te gee, om te verf, om jou kamer te skuif, om in jou tuin te werk, om in verhouding in besonder elke dag nuut te maak. Iets wat vir my baie mooi was met ons gemeente se virtuele kunstefees 2 weke terug, was toe Carla 'n insetsel geskryf het en as kunswerk die vlegsels van Elzerie aangebied het. Hoe sy haar vleg van haar kind se hare gesien het as 'n kunswerk. Ek en jy kan elke dag skep. Ek en jy kan elke dag met goddelike kreatiewe vermoë leef. Al is jou werk vir jou hoe eenvoudig of hoe vervelig. Kyk met God se oë na die plek, na die tyd, na die ruimte waar jy elke dag kan skep. Dit is hoekom Genesis 1 'n belydenis is. Dat God skepper is en vir my en vir jou uitnooi om medeskeppers te wees. Iemand skryf en sê dat die Genesis 1 teks daarvan vers 26 af, waar daar staan, wees verantwoordelik, bestuur, tem, soos die ou vertaling het sê. Dit eintlik maar amper dieselfde is as waar ouers baie keer vir hulle kinders gaan sê, man, gaan speel buite, gaan bou iets of gaan maak iets moois. Dit is maar daai selfde opdrag wat ek en jy ook hier leef. Dat God ons gestuur het om iets te gaan doen. Jesus was God se grootste kunswerk. En Jesus het self as kunstenaar op hierdie aarde kom leef. Hy het woorde gebruik. Hy het die mense in die omgewing van sy tyd gebruik. Hy het die stof van Galilea gebruik. Hy het ander mense se nood gebruik om nie te skep. Hy het verhoudings gebou.
Hy het ook sweet en bloed en 'n kruis gebruik om die grootste kunswerk van alle tye te skep. Hy het geskep met dit wat in sy hande was. Ek en jy lewe nou, dis die 3de Mei. Wat is nou voorhande? Wat is nou in jou hande? Dalk vrees, dalk angstigheid, dalk 'n stuk onsekerheid. God as skepper en met jou as medeskepper, wil dit wat nou in jou lewe aan die gang is, goed en sleg, gebruik om nie te skep. Ek sluit af met 'n baie mooi aanhaling van Augustinus, wat op 'n manier oor werk gedink en geskryf het. Die ou kerkvader het gesê, pray as though everything depended on God. Work as though everything depended on you. Here, as ons vanoggend saam bid, dan weet ons dat ons baie keer met menslike oë en menslike perspektief kyk na ons wêreld en ook na ons werk. Ons raak dalk moedeloos. Ons weet dalk nie altyd waar sorg en omgee vandaan gaan kom nie. Maar tog wil ons vanoggend bely dat U wat die skepper is, wat die hemel en die aarde geskep het, wat die reënboog gemaak het, wat die kleure gemaak het, en dit voortdurend skep, oor ons vou. Ons bely vanoggend as die skepper van hemel en aarde. Amen. When it rains, it pours, but you didn't even notice. It ain't raining anymore. It's hard to breathe when all you know is the struggle of staying above the rising waterline. While the sky is finally open, the rain and wind stop blowing, but you're stuck out in the same old storm again. You hold tight to your umbrella. Well, darling, I'm just trying to tell you that there's always been a rainbow hanging over your head. If you could see what I see, you'd be blinded by the colors, yellow, red, and orange, and green, and add at least a million others. So tie up the boat, take off your coat, and take a look around. 'Cause the sky is finally open, the rain and wind stop blowing, but you're stuck out in the same old storm again. You hold tight to your umbrella. Well, darling, I'm just trying to tell you that there's always been a rainbow hanging over your head. Oh, tie up your boat, take off your coat, and take a look around. Everything is alright now, 'cause the sky is finally open, the rain and wind stop blowing, but you're stuck out in the same old storm again. Let go of your umbrella, 'cause darling, I'm just trying to tell you that there's always been a rainbow hanging over your head. Yeah, there's always been a rainbow hanging over
your head.